Here gee vir my 'n gedagte wat ek vandag met u wil deel met die tema, is nou wel Engels, ups and downs, want dit is makliker om te verstaan. Ups and downs. Amen. So, ons almal, wie van u het nog nooit 'n up and down gehad nie? Wie se lewe is al die pad net so, jy moet eintlik pas op as dit 'n flatline is. As so 'n paar wat dit nou gaan snap. As hy te plat loop, dan sit jy nou nie vanmôre hier nie, dan is jy nie in die gestalte hier nie, dan is jy so tydjie terug al nie meer nie. Okay, so hy moet so 'n bietjie ons lewens loop so, maar dan kom ek daar bo, dan voel ek, hier, nou is ek in oorwinning, ek gaan nou vir God die wêreld omkeer, dan kom ek hier onder en sê ek, waar's die Here, en my gebede is teen die dak vas. Kry jy dit? Praat ek my regtig gehoor? Nou vanmôre wil ek bietjie met u deel oor hierdie, en ek wil graag, as ek vanmôre oor hierdie gedagte gaan praat, wil ek 4 Bybelfigure aanhaal, wat vir my uitstaan op dit, en ek 'n bietjie ander figure gebruik, en die eerste een is Elia, tweede een is Jona, derde een is Dawid, en die vierde een is Petrus. In plaas van Paulus het ek vir oom Petrus gaan uithaal. Amen. Nou, ons almal kom in ons lewe waar daar tye is wat dit beter gaan, en se tye wat dit slegter gaan. Daar kom tye wat iemand vir jou iets sê en jy vat dit goed. Daar kom tye wat hulle dieselfde ding vir jou sê, jy vat dit nie so goed nie. Het jy dit agtergekom? Want dit het te doen met jou gemoed. Hoe jou gemoed is bepaal baie keer hoe jy goed vertolk, hoe jy kyk na goed, hoe jy goed interpreteer. En dit is baie belangrik om na jy goed te kyk, want dan voel ek so, ek is 'n swakkeling. Wanneer ek daar in daai laagte kom, as ek daai down vang, dan voel ek is mens en Gods verlate. En ek het die Here nou so teleurgestel, ek is nou net goed vir niks anders nie. Het jy al so gevoel? Ek voel baie so. Weet jy wat een van die kere wat ons die meeste vang, predikers? 'n maandagoggend. Monday blues. Monday blues bestaan regtig veral vir predikers. Dis nou nie wêreldsouens wat 'n babbelas het op 'n maandag nie. Ons is in die gees op 'n naweek. Jy operate. Jy opereer in die gees. Jy wandel onder die salwing. En dan begin dit so bietjie ontneem van jou of weggaan van jou, want die salwing se intensiteit kan nie altyd dieselfde hoeveelheid op jou bly nie. Jou vlees kan dit nie hanteer nie. Op 'n maandag as jy so 'n bietjie back to basics, dan voel ek, ek het nou weer gister seker nonsens gepraat. Ek het gesien daai oom Jannie kyk my aan asof ek nonsens praat en Dion het my nie gegroet nie en dan voel ek al hierdie stupid goedjies wat opkom en dan vang jy nou pity party vir 'n rukkie. En dan sê ek nou sommer net soos 'n leeu met 'n seer tand. En dan wil ek nou huil en ek wil ook nie meer lewe nie. Nou kom ek gaan wys vir u en dan voel ek, Here, u kan nie so ou gebruik nie. U kan my nie gebruik as ek so is nie. Ek het vir jou ander nuus. Die Bybel steek nie weg dat selfs in die woord van God het die grootste godsmanne ups and downs gehad nie. Het u dit geweet? As hulle dit gehad het, kan u en ek dit ook maar hê. Want God wat vir hulle deurgedraai het, is die God wat vir jou en my deurdra. Amen. Ek raak opgewonde, man. Ek sien sommer hoe die Here ons optel. Halleluja. Ons kyk na die woord van die Here, dan wil ek vir jou sê, jou downs wat jy ervaar, kanselleer nie God se opdrag en God se plan in jou lewe nie. Dis net van korte duur tot die volgende up voor jou kom. Amen. Nou kom ons kyk gou. Elia gaan van die berg Karmel af. Die vuur wat God antwoord mee tot onder die besembos. Shame. Nou kom Elia, hy is die laaste een wat tot eind oorbly van die profete van die Here en die Baalprofete val hom aan, want hy is enigste profeet van God. En hulle kom en hulle wil hom ook om die lewe eintlik bring en hy sê, kom ons gaan en ons gaan in 'n ooreenkoms, kom bietjie by mekaar, dan vra julle nou julle God om te antwoord met vuur en ek vra my God om te antwoord met vuur en kyk ons bietjie wie is die ware God wat antwoord. En hy sê, en hulle sit die hele altaartjie reg in die stapel en alles en die houtjies en alles is mooi en daai manne begin roep. En hulle skreeu en hulle roep en hulle begin hulle self sny en hulle doen dan sê, hoorie, dalk sê bietjie met vakansie. Dalk slaap hy, maak hom bietjie wakker. I thank God that we don't serve a God that needs sleep. Ons aanbid nie 'n God wat gaan vakansie hou en daai tyd is ek al on my own nie, hè? Ons aanbid 'n God wat altyd daar is. Hy maak my opgewonde. En nou sien ek, hy sê vir hulle, gaan, hoor bietjie, skreeu harder. Eers en die manne sny en hulle spil bloed en alles, want iets moet gebeur en niks gebeur nie.
En nou sê hulle, ag, okay, is nou lekker vir hom vir ons te sê, kom, doen jy dit? Doen jy dit, wys jy vir ons? Hy sê, dis reg, bring net vir ons so 'n bietjie water nader. Ek is net bang julle dink dalk is die hout al bietjie droog. Bring bietjie water. Hulle gooi die water oor daai altaar, oor daai hout, laat dit sommer so voormaak, dit lyk nat, sommer so 'n riviertjie om dit maak. Hy sê, gooi als papnat. En hy begin roep, die God wat is, wat was en wat sal wees. Oh, the God that answers with fire. En toe hy God se naam aanroep, toe antwoord ons God met vuur. Die vuur het so neergedaal, dat hy daai altaar amper vernietig. Hy het al die water wat om die altaar gelê het hy opgelek, sê die woord. Dis ons God wat ons aanbid. That is my God, hallelujah. En terwyl ons God antwoord, kan ek nou vir jou sê, ek dink Elia het daar 'n bietjie met 'n breë bors geloop, hoor. Ek sou so 'n bietjie anders gevoel het daar, hoor. Ek sou so 'n bietjie, ek het julle gesê. Het julle enigsins getwyfel? Meantime hier binne het jy ook nou maar gesê, Here, asseblief, ek is die laaste ou wat oor is. Ek wees menslik. Ons lees die storie, hou ons so hoogs heilig. Dis eintlik hoogs skyns man. Jy sou net so bang wees. Ek sou sê, Here, ek weet nie, asseblief, kom net antwoord nou, want ek weet die Here antwoord, maar hoeveel keer bid jy vir iemand, nou worry jy tog of die Here nou gaan antwoord. Dan dink jy, dalk is die tyd nie reg nie, of daar's sonde, of daar's die, en ek dink allerlei verskonings vir Here uit. Jy het nie nodig om verskonings vir my te dink nie. Maar in elk geval, en toe Elia bid en die Here antwoord, erken die volk, die woord sê, die volk het erken, dat die Here is God, die volk het erken. En nou kom Elia op hierdie plek. Net daarna in 1 Konings 19 vers 4 sê hy, dit is nou genoeg, Here. Neem my siel weg, want ek is nie beter as my vaders nie, laat ek ook maar doodgaan. 'n man wat gebid het en God antwoord met vuur. Vandag is die berg nog daar, ek het die voorreg gehad om daar te staan, waar God geantwoord het met vuur. Ek sê vir dit is die waarheid, en daai selfde man, 'n dag of 2 later, kom hy op 'n plek, wat hy sê, Here, laat ek ook nou maar sterf, laat ek ook maar doodgaan, ek is nie beter as die ander profete, wat gesterf het en my vaders nie, ek sal maar doodgaan. Ek sien 'n up and a down hierso. There was a mighty up toe God antwoord. Maar hierdie is 'n baie depressiewe down, om te sê, Here, kom vat maar my lewe, ek wil nie meer lewe nie. Ja, en die Here gaan hy gehaal sy langste lat uit wat hy het. En hy vang hom so, en hy slat vir Elia 39 houe. Is nie die waarheid nie. Weet jy wat doen God toe Elia sê, vat my lewe? God kom en hy sê, wag, my seun, rus bietjie. Hy gee vir hom kos, hy gee vir hom water. Hy kom en hy sê, ontspan net so oomblikie, hier is jou nuwe opdrag, ek het 'n nuwe plan vir jou. I have a plan for you, come away with me, hallelujah. God gaan nie en hy bestraf jou vir jou fout nie. God versterk jou en dan tel hy jou op en dan gee hy vir jou 'n nuwe opdrag. Is dit nie wonderlik om so God te aanbid nie? Maar Here, ek het dan nou geval, ek het 5 minute terug gesê, ek wil doodgaan. Nou sê, nee, eet en drink, laat die pad nie lang word nie, wees rustig, eet lekker. Weet jy hoe lekker moet wees as God vir jou kos voorberei? Hey man, ek proot sommer, dit kan lekker raak. En die Here sê, wag, kom ek sê gou vir jou 'n nuwe opdrag, jy moet daaraan toe gaan. Ons as mens, wanneer iemand voel hy vang 'n down, dan voel ons is verby. God sê, nee, dis nie verby nie, dis die begin van jou nuwe opdrag. Ek wil vandag vir jou sê, jy wat voel jy het geval, jy kan dit nie doen nie, en jy het dalk Here teleurgestel, want die Here het jou gebruik, jy was dalk 'n diensknegt van God, jy was ergens in die dienswerk van God, en nou is jy in 'n down, jy voel jy's op die grond, jy's laer as stof. Luister vandag, God gee vir jou 'n nuwe opdrag, God gee vir jou kos, God gee vir jou water, God het jou rus gegee, en dan tel God jou weer op. My God herstel hulle wat lê, my God tel op, hulle wat voel hulle kan nie meer nie. Hy sal die dowe lampe, sal hy nie uitblus nie, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie, die afgebroke huis, die vervalle huis, sal hy nie afbreek nie. Hy herbou, hy hervestig, en hy bevestig vanmôre. Kom ons gee hom eer. Amen. Glory to God. Dis wonderlik.
jou emosionele laagtepunt diskwalifiseer jou nie. Jona, kom ons kyk na Jona. Wat het met Jona gebeur? Jona het nie die slang geëet in die boom in die tuin nie. Nee. Jona, hy was meer 'n visserou. Hy het meer gehou van die ingewande en die ondersoek in walvisse se mage. Jona kry 'n opdrag van God. Jona, jy's gestuur na Ninive, gaan en vertel vir die volk. Dit is my woord, dat gaan gebeur as jy nie bekeer nie. En Jona besluit, nee, laat ek vlug. Ek gaan van God af wegvlug. Good luck. Ek gaan vlug vir God. Dit was nou baie slim, maar okay. En daar gaan hy. Sommer Tarsus toe. Hier kom 'n storm, hier's moeilikheid. Groot moeilikheid, nie kleintjies en groot is. Storm is so kwaai as iemand het die sonde gedoen. Dat sommer hier wêreldsmense besef hier sonde te doen, want hierdie storm is abnormaal. Hulle sê, wie was dit? En Jona sê, is ek. Ek dink hy het ook eers so sit en gekyk wie dit, soos ek sou maak in die klas. Toe niemand uitkom nie. Okay, en toe hulle nou uiteindelik toe sê hulle, jy gaan so 'n bietjie swem, ander tipe doop wat hy toe ingaan, en toe hy in daai water is, toe stuur die Here groot vis, en hy sluk vir Jona in. En terwyl hy daar in die ingewande van die vis is, sê die woord van die Here so mooi, hy sê in Jona 2:2, in my benoudheid het ek die Here aangeroep, en hy het my verhoor. In my benoudheid, terwyl ek daar is wat ek die dood in die oë staar en besef dat ek kan nie meer nie, ek het God gefaal, ek verdien niks anders as die dood nie, kom die Here en hy sê vir Jona, ek sien jou raak, want die woord sê, en hy het my verhoor, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Amen. En Jona gaan en hy gaan daar so na Ninive en hy begin vir hulle te verkondig wat die Here gesê het hy moet sê, en hy stap daar deur, en ek dink wanneer hy moeg raak, en dink hy hoe donker was dit daar in die walvis, dan gaan hy maar aan. Ek sê 'n walvis, is al wat vir my sin maak, hoor, moet nou nie met my tegnies raak en my vertel is 'n dolfyn op steroids of ietsie, ek noem nou maar net, dis definitief nie 'n sardien nie. Okay, en nou terwyl hy daar is, dink ek preek en hy onthou wat so nonsens het hy deurgegaan, en dit gee hom sommer nuwe ywer, en hy preek, en hy preek, en hy preek, en die Here bring 'n hele stad tot bekering. Verbeel jou 'n man begin hier preek, hier bekeer al hierdie snaakse goed hier om ons. Verbeel jou, 'n hele stad kom tot bekering. Nou gaan Jona daar in die woestyn in, en hy sit onder daai wonderboom, wat die Here vir hom laat opgaan het, en hy is toe nou nie eers meer lus om daar te wees nie. Toe vang hy nou weer 'n pity party, Monday blues. Hy moes nou klaar gepreek, nou het die Here hulle gered, nou lyk ek soos 'n sondaar, nou lyk ek of ek misgevat het, want ek het vir hulle gesê, die Here gaan dit en dit en dit doen, en nou doen die Here dit nie, so ek is nou sommer nou dikbek, ek gaan nou stryd vat, ek gaan die kerk toe vir 'n maand of 2 nie. En Jona gaan sit daar so en hy's besig om pity party te hou. En volgende oomblik kom die Here en hy voorsien weer vir Jona, maar Jona voel, ek wil sterf. Laat ek maar doodgaan, laat my lewe uit my gaan. 'n Man wat nou net 'n stad tot bekering bring, volgende oomblik wil hy weer sterf. Ek sien ups and downs in sy lewe, is dit nie waarheid nie? En God sê vir Jona, kom, ek is nie klaar nie. Kyk gou 'n bietjie hoe kyk ek na my volk. En die Here verander alles en hy begin vir Jona sy oë oopmaak. En ek wil hê jy moet dit verstaan dat wanneer 'n mens vir die Here werk, kry jy ups and downs. Omdat die gees van God wat oorvat in jou lewe kan nie verstaan word deur die menslike verstand nie. Jy kan nie die salwing, profesie en al die goed uitwerk met jou menslike verstand nie. Dis hoekom mense ups and downs vang, want mense sukkel om te verstaan wat God doen. Jy kan nie al die goed verduidelik nie. Nou gaan ons verder, kom ons kom by Dawid. Ek is baie lief vir Dawid. Ek dink baie van julle ons hou van Dawid. Hy was Dawid en Dawid. Nou Dawid gaan van 'n skaapwagter. Is amper so goed soos 'n car watch in vandag se terme.
kom Dawid op 'n plek waar die Here sê, my boeta, ek sien jy doen jou werk goed. Jy jaag die skelms weg. Al die hijackers jaag jy weg. Die diewe het jy weggejaag. Dit was nou die beer en die leeu, né? Want hulle het mos gekom om 'n skapie te hijack. So hy het hulle weggejaag. En die Here sê, maar ek sien nou Dawid, jy doen 'n goeie job. Ek salf jou, dat jy weet ek is met jou, al is jy daar in jou laagte. En omdat jy getrou is oor min, gaan ek jou oor vele aanstel. En Dawid kom aan naby waar hy hoor, hier's 'n een of ander onbesnede Filistyn wat die ordes van God uitdaag. En hy sê, nee, wow, bietjie. Met wie dink jy praat jy? Weet jou maar, jy sê, jy kan nie dink jy praat met my God so nie. En die res bewe. Saul en sy manskappe bewe, die groot soldate bewe, want het jy hom gesien? Het jy gesien hoe lyk Goliat? Hy is 'n vegter van kleins af. Dawid sê, nee, ek het nie 'n saak wie sy nie, ons sal hom nou uitsort. Ek wil net een saak regkry. Wie dink jy is jy om so van my God te praat? Hoeveel van ons retireer as mense praat van ons God soos hulle wil? Hoeveel van ons kyk maar net aan terwyl hulle ons God vloek op al hierdie films? Laat hulle een woord van Allah sê, dan brand Hollywood af. Die wêreld sal in brand wees. Hulle vloek ons God pront uit op al die movies die laaste dag. Daar is nie meer film wat nie die Here vloek nie. Maar ons sit en kyk. Weet julle wie se hulle grootste ondersteuning? Die Christene. Ag, julle kan dit maar doen, want jy's darm 'n Goliat. Ons is net 'n Dawid. Ek wil vir jou sê, genoeg is genoeg. Maar okay, kom ons gaan aan, voordat ek nou my ander preek sommer uitbring. En Dawid sê, nee, wag, laat ek gou hierdie man uitsort. Ek het die leeu gou 'n bietjie geleer, en ek het die beer maniere geleer. Ek dink is gou tyd dat ek met hierdie onbesnede Filistyn dieselfde doen. Presies wat hy gesê het. Hy tel hy klippies op. Ek dink dit was meer bietjie net vir counterweight. Dat as hy gooi, laat die gewig net lekker. Maar in elk geval, hy sit hulle en hy vang hy klip en hy gooi en daar val die reus. En die Here gee vir sy volk 'n magtige oorwinning, een van die grootste stories in die Bybel. Dawid word aangestel as koning vir God se volk, want oor weinig was jy getrou by die skapies, oor vele stel ek jou aan, oor my volk. Wow, van die minste na die meeste toe. En wat gebeur toe hy daar bo kom? Toe hy daar bo kom, toe maak hy 'n fout, want hy sien daar's 'n auntie, haar kostuum lyk soos haar klere. Haar klere lyk soos haar vel. Hy sê, kyk ek reg. Daar see by. En hy sien die tannie bad daar op die dak. En hy kyk, wie kyk vir my, hy loer weer. Hy sê, hey, hy auntie bad daar so. En hy val so hard, want hy's ook net mens. Geloof vir my, hy het nie daar op die paleis se dak gestaan en bid nie. Anders het hy haar nie gesien nie, want die Here soos sy oë bewaar het. Hy het daar gaan kyk seker oor wat hy als vermag het, en volgens sien hy, hey, daar's ook ietsie wat ek kan vermag. Ek wil vir jou sê, hoeveel van ons die dag as God jou seën, dan begin jy bietjie uitrafel. Hoeveel mense het ek gesien wat se persoonlikhede en alles begin verskil het en verander het. Hulle het begin skielik, my ma het dit nogal mooi gesê, eendag is krummel wat brood geword het. Die dag as dit goed gaan met my, en hy besef, hey, ek soek daai sussie. Daai enetjie moet kom kuier. En hy reël dat 'n man doodgemaak word, en Dawid val kliphard as gevolg van sonde. En weet jy wat gebeur? Hy land weer in die stof. Hy slat dit down, wat ons nie kan dink 'n koning kan 'n down so slaan nie. Maar weet jy wat gebeur toe hy daar kom? Die Here sê vir hom, Dawid is nie verby nie. Hoor wat sê hy, Dawid skryf die psalms, en hy skryf in Psalm 51 vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Weet jy wat gebeur nadat hy dit gedoen het? Hy kry berou. Die woord sê, as jy julle sondes bely, sal ek jou vergewe en ek sal dit skoon was. Toe hy berou kry, toe kom God en God noem hom 'n man na my hart. God het nie Dawid se foute teen hom gehou nie. God het meer eer en respek gehad, omdat Dawid kon jammer sê toe hy fout gemaak het. Vandag kyk God nie vas
in jou fout wat jy maak nie. God kyk, is jy bereid om jammer te sê? Ek wil hê jy moet dit baie mooi vandag verstaan, want wie van ons het nie fout nie? Dawid het 'n groot fout begaan nadat God hom wou seën, maar hy sê, Here, skep in my opnuut 'n rein hart, o Heer, want ek wil lewe tot die eer. En die Here sê, hy is 'n man na my hart, ek sal hom seën, en hy's begrawe in die stad waar die konings begrawe is. Hy's met eer weer bekleed deur God. Kom by die vierde persoon, Petrus. Petrus is 'n interessante figuur. Petrus het dalk so bietjie meer my jonger persoonlikheid toe ek jonger was. Taamlik impulsief, aggressief en aktief. Petrus kom op 'n plek wat hy sien, hoorie, maar ek like nou hierdie ding. Ek het nou al gesien dat die Here 'n paar goedjies doen wat nogal lekker is, hoor. Ek het daai brood geproe. Jy moet proe, het hy daai brood vermeerder. Hy's vars, hoor. En die visies en alles is mooi. Nou is hulle op die boot, hulle gryp aan mekaar toe hulle die spook sien. Nou is dit ook maar 'n bietjie verleentheid om te kyk wie eerste gegryp. Nou gil hulle soos dogtertjies, hier's 'n spook. Oh! Die Here sê, "Wow." Petrus raak kalm. Nie nou bang raak nie. Is ek. Is ek. Hoor nou wat sê hy. Ek dink nou in elk geval jy sou dit nou vir 'n spook gesê het. As dit is, laat ek na jou toe kom. OK? In elk geval, die Here sê toe vir hom, kom na my toe. Petrus is enigste ou wat ek van weet, waarvan ek in die woord lees, wat sy voet op water gesit het. En die wetenskap oortref het deur te wys dat die water het meer digtheid as sy voete. Petrus het begin stap op die water na Jesus toe. Kyk, daai spook was nie by hulle voor hulle wakker geskrik het nie. Hulle het van ver af gesien die spook kom nader. Dis hoekom hulle gegil en skreeu het. So ek glo Petrus het al 'n entjie begin stap na God toe. Hy het al 'n entjie gestap na Jesus toe. En skielik dink hy, wat het ek nou gedoen? Maar dis die fout. Want jy het dit nie gedoen nie, die Here het dit gedoen. Die Here het die opdrag gegee, kom na my toe, want as God beveel, as hy die opdrag gee, kom, gee God vir die water opdrag, staan standvastig. God gee nie 'n opdrag sonder dat hy uitkoms gee nie. En toe Petrus so begin stap en skielik kyk hy vir die wolke, hy sê, hier is moeilikheid. Toe hy sien, hier is moeilikheid, toe begin hy te sink. Skielik besef hy, okay, sy digtheid is meer as die water sin. En hy vang so vinnig 'n dip, amper Jonas in. En terwyl hy so sak, kom ek vertel julle gou 'n storie. Ek raak gou seesiek. Baie gou seesiek. Baie gou seesiek. Maar wie 'n bootjie koop is ek. Ek wil ook mos nou 'n bootjie hê. Die een wat vaar op die see. In elk geval. En nou gaan ek met die bootjie, nou weet ek as hy ry is ek okay, want daar's wind in my gesig en jy voel heel goed. Voel so stom se lek. Maar nou ry ek, alles is mooi. Maar toe wil hulle nou vis vang, dan beteken dit hy moet nou dryf. En 'n bootjie dryf nie so op die water, hy dryf so op die water. Nadat jy voel hom, hy klim op. Eergister se kos. En ek voel nou nie so lekker nie. Ek voel nou regtig nie meer lekker nie. Dis mos daai proses, jy is eers bang jy gaan dood, dan is jy bang jy gaan nie meer dood nie. Ek sê, manne, ek kan nou nie meer nie, hoor. Hier sweet val my af, ek sê, luister, nou is om ander op die boot en my swaar daai stadium. En ek sê vir hulle, luister, hier is 'n ander moeilikheid. Ek voel regtig nie lekker, ek gaan uitswem. Nou moet jy weet hoe siek is jy om te wil uitswem. Geestelik en in elk geval, veral in Mossel Bay. Nou as ek aan naby Benekes se klip, so is net so 150 meter wat vir my lyk soos 30 meter omdat ek siek is. So ek wil net uitkom. En ek haal, my vrou was ook by, en ek haal my beursie uit en my selfoon en sleutels. Ek sê, as julle uitgaan, julle kom tel my maar vanmiddag hier op die strand op. Ek voel reg, ek gaan net daar lê soos 'n een of ander rop wat uitgespoel het. Dalk soos 'n swanger op, maar okay. Nou,
terwyl ek nou so myself nou regkry en ek die ou hempie so vat, dat hy my nou nie moet terughou nie, ek wil hom net so oor die koppie trek. Toe kom daar so 3,5 meter reggaeton vaai so langs die boot verby geswem. Ek is onmiddellik genesing ontvang. Dit was, ek sê jou, ek het nog nie gesien dat jy so kan genesing ontvang nie. Ek voel sommer vars. Ja, ek trek die hempie weer af, sit die goed in die sak. Ek sê nee, ek voel nou lekker. Moenie worry nie, ek's alright. Ek dink ek sou die derde persoon gewees het na Jesus en Petrus wat op die water sou loop. Maar nou in elk geval, ek is toe beter, ons ry toe sommer uit met die bootjie. Jy swem nie uit nie. OK, en nou kom Petrus nader, en toe hy nou begin sak, sê die Here vir hom, kom, ek tel jou op. Sit hom terug in die skuitjie, hy het dadelik aan land aangekom, en wat ook al. Petrus kom op 'n plek, nadat hy sy voet daar gesit, en sê, Here, al sal almal u los nie, ek sal u nie los nie, ek het my voete saam u bo op die water gesit. Ek sal u nie los nie. 'n Paar oomblikke later, kom Petrus op 'n plek, wat hy gesê het, ek ken hom nie, ek beloof. Ek sweer, ek ken hom nie. Want sy lewe word toe in gevaar gestel. In tye van emosie kan ons baie beloftes maak. Petrus, en die Here sê vir hom in Lukas, sit vir ons daai skrif op van Lukas. Hy sê vir hom in Lukas 22, hy sê, en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. Hy het net nodig gehad om te kyk, is baie soos die vrouens net daai kyk. En Petrus het buite toe gegaan en bitterlik geween. Petrus het besef, Here, ek het beloof, maar ek kon nie my woord stande nie. Ek het beloof, ek sal dit doen, maar Here, ek kan nie. Ek kon nie. Ek wil hê jy moet vandag een ding verstaan. Hoeveel van ons het beloftes gemaak, maar ons kon nie ons woord stande nie. Here, ek beloof as jy my hierdeur vat, gaan ek dit doen. Here, as jy vir my voorsien, gaan ek dit betaal. Here, as jy dit doen, gaan ek dit doen. Maar ons doen dit nie. En Petrus voel verskriklik sleg oor dit. En Petrus vang weer down, dat hy voel, Here, ek is niks werd nie. Hy voel, ek het God verloor, ek het God verlaai, ek is niks werd nie. En weet jy wat gebeur? Jesus kom sy pad weer langs. Want ons Jesus is daarom kosbaar. Dis hoekom sy naam Jesus is die liefling van my siel. Die soet roos van Saron, die blink môre ster, die lelie van die dale. Sy naam is Jesus. Hy kom Petrus se pad langs. Hy sê, ou Petrus, moenie worry nie, ek weet waartoe jy gaan. Hy sê, Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus sê, ja, Here, jy weet ek het U lief. Hy vra hom 'n tweede maal, Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus sê, Here, U weet dat ek regtig lief is vir U. U weet dit, U weet alles. En die Here vra hom 'n derde maal. Petrus begin opbreek en hy huil. En weet jy wat gebeur daarna? God stel vir Petrus aan in 'n bediening, so daar nog nooit in die geskiedenis was nie. Soos Paulus die bediening gekry het vir heidene, kry Petrus die bediening vir die Jode. En op een dag, die dag van Pinkster, preek Petrus 3000 man tot bekering, want God herstel jou, al het jy hom gefaal, al het jy hom teleurgestel, my God herstel jou. Amen. Ek wil vir jou sê, die berg Karmel kan jou hoogtepunt wees. Daarna in die woestyn het jy 'n laagtepunt, maar God se roeping in jou lewe stop nie. Die vis, die vlug na Tarsus, die vlug wat jy probeer doen om weg te kom van God af, voel vir jou soos 'n nederlaag, maar weet jy, God gee weer vir jou 'n opdrag en gaan bedien my stad. Ek het die opdrag gegee, jou werk is nie klaar nie. Dawid, ek tel jou op, ja, jy het geval, maar jy bly steeds 'n man in my hart, want ek het jou lief omdat jy berou het. Petrus, ja Petrus, ek besef, jy voel in jou hart, daar is nie genade vir wat jy gedoen het nie, want jy het my nou letterlik gehelp, jy het my eintlik, jy was deel van my sterf, jy was deel van die wat gekoes het, dat hulle jou nie moet vat nie, al was hy die eerste een wat die swaard getrek het. Petrus, 'n oomblik van swakheid definieer jou nie. 'n oomblik van swakheid maak nie dat jy nie vir my kan werk nie, Petrus.
Het jy my genuine lief? Vanmôre vra God vir elkeen in hierdie gebou, het jy my regtig lief? En hy sê vir Petrus, gaan, pas my skape op, laat my lammers wy, en God gee vir hom opdrag. Sabaranda kasababayenda. Ek weet nie van u nie, maar ek voel vanmôre die salwing van die Heilige Gees is in hierdie plek. En ek wil hê jy moet mooi hoor vanmôre die woord van die Here. Jy sit met jou eie omstandigheid, jy voel ek het gefaal, ek het mense teleurgestel, ek het die Here teleurgestel, maar God sê vanmôre vir jou, my genade is vir jou genoeg. Ek kan jou weer optel. Jy voel vanmôre, hoorie, Here, ek was op die berg, maar nou is ek in die vallei. For the God on the mountain is still God in the valley. Jy voel vanmôre, Here, dan was ek bo, dan is ek onder, ek het alles gehad, ek het alles verloor. Ek wil vir jou sê, God kan jou herstel, maar as jou motief is vir die herstel wat jy moet kry, dan wil ek vir jou sê, dan is jou liefde teenoor God nie opreg nie. Kry God lief, dien hom met jou hele hart. Hy sê, eer die Here, en hy sê, soek allereers die koninkryk van God, en as sy geregtigheid, en alles wat nodig is, sal ek vir julle gee. As jy God gaan soek met die regte motief, vir 'n hart wat onverdeeld lief is vir die Here, sal God jou herstel. God sal vir jou teruggee, by die vyand kom steel het. God sal jou optel, hy sal jou eer, en hy sal maak, dat die volk erken, God is met jou. Amen. Ek wil hê moet dit vanmôre weet, die Here is 'n God van tweede en derde en vierde en vyfde kanse. Ons God is die God wat vanmôre sê, ek gaan jou nie los by jou down nie. Jou volgende ap is voor die deur. Jou volgende ap is voor jou. Moenie nou gaan lê nie. God is vanmôre die God wat ook vir jou dalk sê wat daar beleef. Onthou hoe naby ek aan jou is nou. Ek gaan jou nie los as jy deur die laagte gaan nie. I will still be there for you. Ek vra vanmôre vir u volk van die Here. Ek voel so die salwing van die Heilige Gees vanmôre op 'n baie hoë mate hier in hierdie plek. Here, vra vanmôre, ek wil vra, kom ons buig ons hoofde. Sababandarabakus sababayenda kashandai. Litarabayenda kurabasiendai. Sê die woord van die Here, het ek nie lankal verlang om julle bymekaar te maak, soos hy na kykens onder haar vlerk nie. Het ek jou nie geroep, maar jy wil nie luister nie. Het ek nie vir jou hoeveel keer gesê ek is daar, maar jy wil dit nie glo nie. Mense het mos vir jou gesê, nee, ek gaan my gees onttrek van jou. Die Here sê vir jou, dis onwys, dis onwaar. Ek het my salwing steeds hier om by jou stil te staan. My gees is hier om jou op te rig. My gees is hier om jou te help. Luister vanmôre, volk van die Here, as jy die Here vanmôre wil dien, in gees en in waarheid, as jy wil hê dat hierdie down moet stop, jy wil by 'n opkom, gryp vanmôre die genade van die Here aan. Gryp vanmôre. Petrus, het jy my waarlik lief? Het jy my lief meer as almal hier? Ja, Here, u weet. Ja, Here, u weet. God ken jou hart vanmôre. God weet presies wie jy is. Ek het al gepraat oor die gedeelte. Volgens my was Johannes die geliefde disipel van Jesus, soos die woord sê. En almal het gedink Johannes en Jesus is die naaste. Maar as jy Jesus se woorde gaan ontleed aan Petrus, dan kan jy baie duidelik sien dat Petrus het die Here die liefste gehad van al die disipels. Te midde van sy foute, te midde van sy tekortkominge, te midde van sy vinnige geaardheid, te midde van wat hy fout kon maak, die Here het geweet, het jy my meer lief as hulle almal hier? Vanmôre vra ek vir jou, as jy God lief het, en jy kan vanmôre sê, Here, ek het U lief meer as almal hier. Ek het U lief, Here, wil ek vir jou vra, as jy wil uit gehoorsaamheid staan op jou voete en sê, Here, hier is ek vanmôre. Here, my down is nou verby, my up is aan die kom, my guns en my seën is saam met my, en waar ook al ek myself bevind, God is met my, hy herstel my, hy tel my op, hy skuif my weer gereed, hy skuif my kroon reg, hy skuif my kleed reg, hy sit die voete vir die bereidwilligheid, die skoene vir die bereidwilligheid vir die evangelie aan my voete, hy sit 'n nuwe ring aan my vinger. Jou bediening in die Here is vanmôre onberoulik. Jou bediening vanmôre in die Here is onberoulik. Luister vanmôre, luister mooi. Jou bediening is onberoulik.
Dit beteken al maak jy fout, dit beteken al het jy geval, God sal sy woord vir ewig standhou. Hy sê en al is die mens ontrou, God bly getrou. Jou downs laat jou net jou afhanklikheid teenoor God bely weer. Gebruik jou downs om net weer jou totale afhanklikheid teenoor God te bely. Maar vanmôre hoor die woord van die Here. Profeteer ek hoogtepunte in julle lewe. Ek profeteer vanmôre guns en seën. Ek profeteer vanmôre verhoging in die gees. Verhoging tydelik, verhoging op elke gebied. Maar vanmôre die belangrikste is, voordat jy enige verhoging wil beleef, het jy nodig om jou verhouding met God te herstel. Soos wat Jona gesê het, in daardie diepe benoudheid het ek God aangeroep. Soos Dawid gesê het, my God, ek het berou, ek bely, en die Here het gesê, ek sal jou verhoor. Jy is 'n man na my hart. Halleluja! Luister vanmôre, God tel jou op, God seën jou, God salf jou. Jy is nou maar eenmaal die geseënde van die Here. Kom ons gee die Here eer. Halleluja! Halleluja! Hoor vanmôre, God tel op. Manne en vroue wat om dien in gees en in waarheid. Die duiwel het gekom om jou salwing by jou te roof. Die duiwel het gekom om jou salwing by jou te steel, maar so sê die Here vanmôre vir jou deur my diens. Ek rig weer konings op. Ek rig weer profete en profetesse op. Jou bediening wat ek in jou begin het, sal ek klaarmaak, sê die Here. Ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie begewe en jou verlaat nie. Ek is met jou tot aan die volleinding, spreek die Here. Weet vanmôre, wanneer jy swak is, kan jy sê ek is 'n held want ek is met jou. Wanneer jy voel jy kan nie meer nie, dan kan jy sê ek kan want God is met my. Wanneer jy voel hoor jy daar's nie lewe nie, kan jy weet ek kan opstaan want God is in my. Weet dit vanmôre, gesalf en geseënd is julle. Vader, ek bid nou u kosbare bloed oor elkeen wat in hierdie plek is. Elkeen wat hierdie boodskap luister, wanneer ook al almal wat live ingeskakel is. Here, dankie dat u hulle roepings bevestig. Dankie dat u mense se roepings herstel. En dankie dat ons weet, Here, die vyand kan ons potjie en hy kan lag en hy kan dink ons het nou geval. Here, ja, die geveg is dalk verloor, maar die oorlog is nie verloor nie. Ons sal weer opstaan. Hoof Christ in 'n wessel al smal het 'n storm. Halleluja, koning Dawid skryf Psalm 19:15 sê, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. As u vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons is nou maar eenmal die geseëndes van die Here. Lasarabayenda kasababayenda, gesalf en geseën, anointed and appointed. Halleluja, vir 'n tyd soos nou, seën die volk, Here, salf die volk en word verheerlik. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons gee die Here eer.